Goeiemôre elkeen. Ek groet julle in die mooi naam van ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. Vandag se boodskap uit God se troonkamer uit spesifiek vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, om te ontvang dit wat die Here vir ons wil leer uit sy woord uit. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, as ons vanoggend kom en ons slaan ons oë op na die berge en soms vra ons, Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Dankie, Here, dat U antwoord en sê, ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Vader, ek vra, Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vanoggend welgevallig wees voor U aangesig. Aanneemlik wees, Here, vir die Heilige Gees. En ek vra die Heilige Gees om vanoggend by elke persoon stilte kan staan, Here, en by elke persoon werk, vir die gemeentelede, vir die besoekers, vir elke persoon wat seer het. Ek vra, Here, dat U deur U kruisdood, Here, die genesing vir elke persoon sal bring. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan 'n gedeelte saam lees vanoggend uit Matteus 27. Matteus 27 vanaf die 45ste versie. Matteus 27 vanaf die 45ste versie. Jy kan onthou dat ons laasweek die vorige 2 Sondae begin het met 'n paar woorde wat Jesus van die kruis af gesê het. Die eerste woorde wat hy gesê het, net vir hersiening, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons het daaroor gesels. Ons het laasweek bietjie gesels wat die Here gesê het, voorwaar, ek sê vir jou, en dit is nou vir die sondaar in die kruis, maar ook vir elkeen van ons, as jy sy naam aanroep. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En vandag wil ons bietjie kyk na die 3de en die 4de kruiswoord van Jesus Christus. Behalwe dit is wat Jesus aan die kruis gesê het, maar wat beteken dit ook vir ons vandag? Wat leer ons ook vandag al uit? En mag die Here ons help en mag die Gees sy woord aan ons openbaar. So ons lees saam vanoggend Matteus 27 vanaf die 45ste versie. En van die 6de uur af, ek wil net graag vir julle verduidelik, in die tyd wat die Bybel geskryf het, is dit nie 12 uur die nag en dan word dit 1 uur nie, dit was wanneer die son opgekom het, met ander woorde, 6 uur die oggend was eintlik die eerste uur gewees, hoe hulle gewerk het. So, hierdie was, dit het begin eintlik, 12 uur was eintlik 6 uur dan die eerste, so die tyd het bietjie anders, met ander woorde, die tyd het bietjie anders te gewerk as wat ons het vandag ken. Maar ons hoef nou nie baie daaraan aandag te gee nie, dis van minder belang, die boodskap is belangrik vir ons vandag. En van die 6de uur af het daar groot duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar skielik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander een sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ons gaan vanoggend gesels bietjie oor hierdie versie, soos ons reeds in die afkonings gehoor het, ons versie van oordeenking vandag is die 46ste versie, waar die Here gesê het, omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En ons gaan weer vanoggend in die Gees na Golgotha. Golgotha, die plek van die geweldige kontraste. Die plek waar die saligmaker sterwe, maar die saligheid word gebore vir jou en vir my vanoggend en so vir die res van die wêreld. Golgotha, die plek waar Jesus bid.
in sy kruiswoorde, maar die mense spot. Golgotha, soos wat ons gelees het, ook die plek wat deur dik duisternis oortrek is. Maar waar die lig van die wêreld, die lig van Jesus Christus en van God, die wêreld deurbreek deur sy genade. Daar op Golgotha waar die seun deur sy Vader verlaat is, vir 'n kort periode van tyd. Die Bybel sê nie spesifiek nie, maar as ons dit lees, kan ons sien dis dalk net vir 'n kort periode van tyd. God hom verlaat sodat hy alleenig dag gehad het. Daar op Golgotha, waar die seun van God deur God verlaat is, sodat ek en u nooit deur God verlaat hoef te word nie. Golgotha, die plek waar die profeseë van die Ou Testament tot en met vervulling kom. 330 profeseë in die Ou Testament word vervul op die kruisdood. Daar op Golgotha, as daar die riviere van die profeseë van die Ou Testament bymekaar kom, by die vervulling van al hierdie profeseë. Golgotha, die fontein van lewende water, die fontein wat uitborrel vir redding vir jou en ook vir my. Daar op Golgotha waar die grootste drama afgespeel het in die geskiedenis, waar die skepper en die instandhouder van die heelal deur sy skepsels vermoor en gekruisig is. Dis die plek van Golgotha. En as ons weer kyk vanoggend en ons kom nader na Golgotha in die gees en ons sien die 3 kruise en ons hoor wat Jesus sê en ons sien die 3 kruise en ons sien weer die middelste kruis waar Jesus Christus hang. Lees ons in die gedeelte wat ons gelees het nou, dat van 9:00 die oggend, ons tyd, tot en met 3:00, ongeveer, dit kan dalk so 'n bietjie verskil, maar ongeveer, is daar 6 moordende ure wat ons Skepper aan die kruis gehang het, en in die 6 ure het hy 7 keer of 7 woorde, frases gepraat, 7 keer met die mense gepraat. Die eerste 3 keer het hy gepraat met die mense, vir mense en van mense, en die laaste 4 keer het hy om homself gepraat en dit wat oor homself gaan. En ons gaan vanoggend bietjie kyk na die volgende een. Soos ons reeds gesê het, ons het alreeds die eerste en die tweede kruiswoorde bespreek. Ons gaan vanoggend, gaan ek vir u sê, die volgende kruiswoord wat Jesus gesê het aan die kruis, is dan die derde kruiswoord wat hy gesê het. Vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Hy het natuurlik hier verwys na sy aardse moeder, Maria, en Johannes was ook daar. Nou Johannes was die jongste apostel gewees wat daar was. Johannes was die liefste vir Jesus van al die apostels. En hy, Johannes en Maria, was daar by Jesus se kruis. Dis asof Jesus voorsiening wou gemaak het nog steeds vir die mense, vir sy moeder in die eerste plek. Sy vrou, het jy opgemerk dat Jesus nooit vir sy moeder gesê het nie. Hy sê daar, vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Jesus het nog steeds vir die mense omgegee. En daar het hy voorsiening gemaak vir sy moeder. Onthou, daai jare was daar nie doodspolisse en pensioenfondse. Die vrouens het swaar gekry. En hy het Johannes, wat ook die apostel van liefde genoem word, gevra eintlik daar. Hoorie, hier's my ma, dis nou jou ma. Moeder, hy het eintlik gesê, vrou, daar's jou seun. Seun, daar's jou moeder. Hy het eintlik sy moeder oorhandig aan Johannes, sodat sy versorg
sal wees. Nou ek wil vandag met u verder praat oor die 4de kruiswoord. So die 3de kruiswoord was dan vrou, daar is jou seun, maar die 4de kruiswoord is wat ons 'n bietjie gaan stil staan vandag. En hierdie 4de kruiswoord wat Jesus van die kruis afgespreek het, is dan 'n smartvolle noodkreet van Jesus. 'n smartvolle noodkreet van Jesus toe Jesus by die 4de kruiswoord kom en hy het gesê, my God, waarom het u my verlaat? En dis wat ons vandag bietjie wil oor gesels. My God, waarom het u my verlaat? Net voor Jesus hierdie 4de kruiswoord gespreek het, op die kruis, tussen die 3de kruiswoord wat hy gesê het, vrou, daar is jou seun. Daar was 'n periode van tyd wat hy nie gepraat het nie. En in hierdie periode van tyd, net voor hy die 4de kruiswoord gepraat het, het hierdie toneel drasties verander op Golgotha. Het iets gebeur voor hy gespreek het. Jy sien, 12 uur ongeveer, ons tyd, het daar 'n pikswart giet donkerte beweeg oor Golgotha. Die toneel het verander van hierdie mense wat so opgewonde was en hom so gespot het, na 'n toneel van doodse stilte van die mense, en hulle het geweet, hier gebeur iets. Skielik het daai mense se stemme stil geword, wat Jesus gespot het, en net 'n rukkie gelede, het nog geskree, kruisig, kruisig hom. Hulle stemme is dood, met 'n pikgiet swart donkerte. Nou ek weet nie van u wat al in 'n myn was, of in 'n grot was, en hulle skakel die ligte af, wat ons praat van absolute duisternis. Ons praat nie van 'n aand hier by ons en die son skyn, jy kan nog so bietjie sien as jy gewoond raak nie. Ons praat van 'n absolute duisternis, wat daar niks kon gesien gewees het nie. Die mense het ons nou nie voorberei ook om iets te sien nie. Nou stel jou voor, wat se vrees. Daai spottende mense se woorde het skielik stil geraak en daar het vrees in hulle hart gekom en hulle het agtergekom, hier's iets anderster. En daarom sê ons, dit was 'n drastiese verandering in die omstandighede voor Jesus. Voor Jesus hierdie woorde gesê het. Doodse stilte by die mense. Mense het nie geweet watter kant om te beweeg nie. Hulle het nie geweet wat volgende gebeur nie. Hulle het nie geweet of hulle besig is om dood. Hulle het niks geweet wat hier aangaan nie. Pikgiet, swart, donker, doodse stilte. Miskien net hier en daar 'n kreet van die mense wat aan die kruis gehang het, 'n gesteen van die pyniging van die mense wat op die kruis gesterf het. Maar hierdie aanskouers, se monde was skielik gesnoer. En daai geskreeu en daai gespot het stil geword. En dis asof, en dit staan in die Bybel nie, ek sê dis asof die son nie kan aanskou oor wat met die skepper van die heelal gebeur het nie. En die son het hom verberg om sy strale te skyn oor hierdie plek van Golgotha. En hierdie skielik, terwyl die donkerte is en die vrees in mense se harte, skielik kom daar 'n helder kreet van die kruis af, van Jesus Christus, wat in die kruis dit eintlik uitskree van 'n kreet, 'n noodkreet, kan ons dit sien. My God, waarom het u my verlaat? Hoor wat sê Jesus, hy sê nie my Vader nie, hy sê my God, want sy Vader het hom verlaat. En dis 'n noodkreet
noodkreet wat geroep is in die donkerste. En dis daai kreet uitgaan oor al daai mense en almal wat dit hoor. En al die magte wat ons nie met die oog kan sien nie. Dan sny daai woorde deur murg en been. Vader, Vader, waarom het U my verlaat? En ek gaan vir U sê, dis die mees smartvolle woorde wat van die kruis af gekom het. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie noodkreet wat uitgegaan het. En ek wil vandag bietjie met U gesels oor dit. Is Jesus werklik deur God verlaat? Is hy werklik deur God verlaat op daai oomblik toe hy dit gesê het? En as God Jesus hierdie uitskree op die kruis, hierdie noodkreet uitskree, dan is dit eintlik 'n herhaling wat alreeds in die Ou Testament opgeteken is, Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? En ons weet dat Jesus natuurlik van kindsbeen af baie lus vir die woord. Toe hy 12 jaar oud was, was hy in die tempel. En die mense was verstom oor sy kennis, oor dit wat hy van die woord geweet het. So Jesus het 'n liefde gehad vir die woord. En telkens, as ons in die Bybel lees, dan verwys Jesus na die skrif toe. Daar staan geskryf, of hy wys terug na die woord toe, want hy het 'n liefde gehad vir God se woord. En hy het dit aangehaal, en hy het dit gekwoteer. Selfs die Onse Vader gebed is 'n opsomming van woorde in die Ou Testament. En dis nou boodskap op sy eie. Maar self die Onse Vader is woorde wat Jesus aangehaal het in die Ou Testament. Die Onse Vader wat in die oorspronklike Hebreëus is Tafilat Hadon, dit beteken God se gebed. Nou Jesus is waarlik God. In ons taal noem ons dit die Onse Vader, en hy het verwys na geskrifte in die Ou Testament. Hy het eintlik die Ou Testament gekwoteer toe hy die Onse Vader geleer het. Net so het Jesus ook die Ou Testament gekwoteer toe hy gesê het, Vader, uiteindelik my God, waarom het U my verlaat? Daar is sommige teoloë vandag wat vir die teologiese of Bybelkenners leer, en dit word geleer dat Jesus weens sy smart en lyding aan die kruis was hy eintlik so 'n halwe semi-koma. Hy het eintlik gehallusineer. Hy het nie presies geweet wat hy sê nie. Hy was nie by sy volle bewussyn gewees as gevolg van die bloedverlies wat hy gehad het nie. En as die woorde uit sy mond uitkom, het hy nie eintlik geweet wat hy sê en wat besig is om te gebeur nie. Ek weet nie van u wat al dalk seer gekry het, jy het jou kop gestamp en die dokter vra vir jou, wat se dag is dit vandag? En het daai benadering gehad dat Jesus nie by sy volle positiewe was nie. En dan is daar ook teoloë wat sê, Jesus is nie regtig deur God verlaat nie. Dit het vir hom maar net gevoel, soos wat dit vir ek en u voel baie keer, ons word deur God verlaat. Dan is die teoloë wat sê, Jesus is nie net regtig deur God verlaat nie, dit het maar vir hom so gevoel. Ek sê, nee, ek protesteer met alles wat ek het, teen daai teoloë se sieninge wat dit sê. Jesus het presies geweet wat hy gesê het. Hy was by sy volle bewussyn gewees het. En God het hom werklik op daai oomblik verlaat. Jesus was seer bewus van wat aangaan op daai oomblik, toe hy die woorde sê, my God, waarom het U verlaat? Anders sou daar mos geskryf gewees het, my God, dit voel of U my verlaat het, of iets soos gelyk. Waarom het U my
verlaat. En wat 'n verskriklike gedagtes om te dink dat God sy seun verlaat het. Nou moet jy onthou, Jesus Christus is waarlik God. Dit is moeilik vir ons om dit te verstaan. Daar's een God, daar's 3 wesens, maar daar's een God. Maar God het Jesus in sy menswees verlaat vir 'n oomblik van tyd. Alhoewel Jesus nog steeds volle God was, hy kon nog steeds die engele geroep het. Maar dit was 'n vrywillige offer vir jou en vir my, sodat ons kan toegang hê tot die kroon van die Vader. Nou wil ek vir u net hierdie sê, en ek weet nie van u wat dit al weet nie. En as jy meer inligting wil hê, kom gesels met my of praat met jou ouderling. Hoor by die Here of doen dieper studie. Jesus Christus was nog altyd daar van die begin van tyd af. Jesus Christus was nog altyd daar van die begin van die tyd af. Hy en Vader was altyd by mekaar. Hy en Vader was altyd by mekaar in gemeenskap gewees. En vir die eerste keer in die geskiedenis was dit daar wat Vader hom verlaat het aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? En God het self gesê, en daar kom 'n groot stem uit die hemel, lees dit in Matteus 3 vers 17, wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. So daar was 'n hegte verhouding tussen Vader en die Seun en die Heilige Gees. En Jesus Christus het nog altyd aan die boesem van sy Vader gesit. Selfs toe hy in die vlees gekom het en vir 33 jaar op hierdie aarde kom gebly het in 'n menslike liggaam. Elke daad van Jesus Christus, elke gedagte van Jesus Christus was in harmonie met die Vader en met die Heilige Gees. Daar was nie teenstrydigheid nie, dit was in harmonie. En elke plek waar Jesus gegaan het op aarde, waar sy voete gewandel het, is dit onder leiding van die Heilige Gees. Hoe baie keer lees ons nie in die woord in die Nuwe Testament, en die Heilige Gees het Jesus gelei in die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel, en baie ander voorbeelde. Dit was in harmonie, dit was 'n plan, niks het per toeval gebeur nie, dit was God se plan gewees. Maar nou op hierdie kruis, op hierdie donkerste dag wat daar nog ooit was, op die heuwel by Golgotha, net buite Jerusalem, 3 uur die middag, kom die woorde van die kruis af, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Nou kom ons praat net gou 'n bietjie oor die woord verlaat. En ons bring dit nou na ons gewone mens se taal. Ons praat nou net sommer soos wat ek en u, wat hier is, en ons word net so gou 'n bietjie soos kinders verlaat. Kom ons praat net gou 'n bietjie oor die woord verlaat. Ek sê, die woord verlaat is die treurigste woord wat bestaan. Daar is nie 'n meer hartseer en 'n treurige woord wat bestaan nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld, of kom ons skep 'n scenario. Ek sien in my gees, sien ek 'n man wat 'n goeie werk het, en hy het 'n goeie inkomste, en hy het 'n gesin, en dit gaan goed met die man, redelik goed met die man, in ons tyd, sommer een van ons, kan ons sê dit is, en hy het goeie vriende, en hy gee om vir sy vriende, en sy vriende gee om vir hom, en iets gebeur in daai man se lewe. Iets gaan verkeerd, of dit nou siekte is, of dit nou finansiële uitdaging is, maak nou nie saak wat nie. Iets gaan verkeerd in daai man se lewe, en hy beland in die moeilikheid. Nou toe hy in die moeilikheid kom, of in die moeilikheid beland,
dan verdwyn sy vriende soos mis onder die son. Hy het geen vriende meer nie. Hulle verlaat hom, sy beste vriende verlaat hom. Daar waar hy ondersteuning of bemoediging nodig gehad het van sy beste vriende, staan hy nou alleen. Sy vriende het hom verlaat. Ek dink baie van ons kan ons vereenselwig met so 'n tipe verhaal. Ek het een keer gesien agter op 'n kar staan, when days are dark, friends are few. Verlaat. Mense verlaat jou. En hierdie man se vriende het hom ook verlaat en hy het 'n sielewroeging gehad. En hy het 'n sieleverwerping gehad. En hierdie man het alleenig gestaan. Dis die eerste scenario. Kom ons skep nog 'n scenario. Ons praat oor die woordjie verlaat en ek sê dis die mees treurigste, mees hartseerste woord wat jy kan hoor. Kom ek skep nog 'n verhaal. Denkbeeldige verhaal. Ek sien my geestesoog 'n jong dame wat haarself aan haar man beloof en haar man beloof hom aan haar. En ek sê en sy sê ek sal jou nooit verlaat nie. En hulle maak die belofte aan mekaar. En hierdie vrou baar kinders vir hierdie man. En as die kinders dalk nog op voorskool of op laerskool stadium is, draai hierdie man homself teen sy eie woord. Hy verlaat hierdie vrou. En hy kry nou vir hom 'n ander minnares. En hy los hierdie vrou met hierdie 3 kinders. En hy verlaat haar. En in die nag, as hierdie vrou in haar bed lê, dan huil sy haar kussing papsop nat met die lakens wat so omdraai. Want haar man het haar verlaat vir iemand anderster. Daar is geen treuriger woord wat ek kan dink as die woord verlaat nie. Kom ek gee vir u nog 'n scenario. Ek sien in my geestesoog 'n kartonboks met komberse in, met 'n kind wat in hierdie komberse toegedraai is, wat sommer by 'n plekkie afgelaai word, of miskien voor iemand se deur. En daai kind beland in die weeshuis. En as hy bietjie ouer word, as hy so begin loop en bietjie ouer word, dan kom hy agter, die ander maatjies het paas en maas, en hy het nie paas en maas nie. En as hy nog bietjie groter word en verstand begin kry, dan besef hierdie kind, my pa en my ma het my verlaat. Hulle wou my nie gehaat het nie. Hulle het my weggegooi. Hulle het my gelos. Hulle het my verwerp. Hulle het my verlaat. En as jy in daardie kind se oë kyk vandag en jy praat met daai kind, of hy nou 30, 40, 60 of 80 jaar oud is, dan sien jy die pyn in daai kind se oë, omdat hy verlaat is toe hy 'n kind was, toe hy weggegooi was. Nou ja, ek sê net hiermee dat daar is geen treurige woord as die woord verlaat nie. En o my vriende, as daar nou iemand is wat die woord verlaat verstaan en die betekenis verstaan, wat beteken dit om verlaat te word, en die betekenis van die woord van pyn wat dit meebring om verlaat te word, dan is dit Jesus Christus wat verlaat is aan die kruis. En ek is oortuig, ek as persoon is oortuig, dat die heelwat mense vanoggend in hierdie gemeente sit, en dis dalk hoekom jy hier is,
wat verlaat is toe jy 'n kind is. Wat verlaat is op 'n later stadium in jou lewe. En dat jy 'n vorm van verwerping in jou lewe ervaar het. En dat jy verwerp is. Dalk as kind, dalk as groot mens, dalk vir oggend, maar dat iemand jou eenkant toe stoot. En ek wil vir jou sê, Jesus Christus verstaan daai meer as wat enige iemand anderster dit kan verstaan. Hier's mense vanoggend hier wat verwerp is. Nou wil ek vir jou ook vertel, dat jy geweet dat Jesus Christus deur sy eie gesin verwerp is. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie. Ek weet nie of jy dit al in die Bybel gelees het nie. Dit staan so daar opgeteken, broers en susters het hom verwerp. Ons praat nie nou van Jakobus, wat sy halfbroer was nie. Hy het ten minste 5 broers en susters gehad, daar's nie presies nie, alhoewel daar 4 name opgeteken is in die Bybel vir ons. Staan daar geskryf, dat Jesus Christus, in Johannes 7 vers 5, dat sy broers, het hom nie in hom geglo nie. Jesus Christus was verwerp as kind alreeds, deur sy eie familie. In sy eie gesin was Jesus Christus verwerp. En toe Jesus nou 'n bietjie begine groter word en man begine word, in sy eie dorp Nasaret, het jy al gelees in Matteus 23 vers 37. Toe Jesus in Nasaret was, het hulle hom nog uitgelei na afgrond toe, en hulle wil hom afstamp, die mense van Nasaret. En Jesus was verwerp. Kom ons sê dit, kom ons noem dit nou maar, toe hy 'n kind was deur sy eie familie, en die heeltyd, toe hy 'n tiener was nog deur die samelewing, en deur sy eie volk later. Want daar staan in Matteus 23 vers 37, hoe dikwels wou ek die kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak, maar julle wou nie. Daar verwys hy natuurlik na Jerusalem en sy eie volk. Daar was hy ook verlaat. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, o Jerusalem, Israel. Soos 'n hen haar kuikens onder die vlerk bymekaar maak, maar julle wou nie. Nou is Jesus ook verwerp, nie net deur sy gesin, nie net deur sy samelewing, nie net ook, maar ook deur die hele volk. Nie net die Israel nie, maar die hele volk. En jy wat vandag hier sit, wat verwerping beleef het, en dalk tans nog verwerping beleef, wil ek weer vir jou sê. Jesus verstaan dit meer as enige iemand anderster. Hy was verwerp sy hele lewe lang. Maar nou kan ons sê, hy het daarom 'n groepie van 12 bymekaar gemaak, wat genoem word die disippels. Jesus Christus het daarom hierdie 12 gehad as 'n ondersteuningsnetwerk. Kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie 12, want nou raak die kleintjie bietjie kleiner. Dit was sy disippels, dit was sy beste vriende. En dit het begin by een, wat hom verraai het met 'n kus, met 'n soen. Is omgekoop. Jesus het Judas vertrou om die finansies te behartig, en Judas het hom verraai. Maar nou wil ons nog verder gaan. Toe Jesus gearresteer is, het al die ander 11 wat oorgebly het ook weggehardloop, want hulle was bang dat hulle ook gearresteer word. Daar is Jesus verlaat deur sy eie disippels. Hy staan stoksiel alleen in hierdie wêreld vir jou en vir my. Maar miskien kon Jesus nog hierdie aanvaar, want dit was nou deel van mens wees, en Jesus was volkome God, maar hy was ook volkome mens. En vir ek en jy wat ook baie keer so eenkant voel en alleenig voel, miskien kon Jesus nog hierdie verstaan of begryp. Miskien kon Jesus nog dit verduur, dat nie net sy familie, nie net die gemeenskap, nie net die volk, nie net sy apostels en disippels hom verlaat het nie. Miskien kon hy dit nog begryp en verstaan het.
Maar daar is ook iemand anderster wat Jesus Christus verlaat het. Sy Vader aan die kruis het hom ook verlaat nie. Hy het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Nou dit is die uiterste van die uiterstes wat jy sal kry. As God sê, en hy gaan dit vir baie mense sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af. Seker daai selfde tipe gevoel wat Jesus moes gekry het in die kruis, toe die Here vir hom gesê het, my God, waarom het U my verlaat? En Jesus het hierdie smartvolste oomblik aan die kruis ervaar, toe sy Vader sy rug op hom gedraai het. Die mees smartvolle oomblik, die grootste droefheid wat daar ooit in Jesus se bestaan was. Kom ons draai die prentjie bietjie anderster om. Ons weet mos in Hebreërs 13 vers 5 staan daar, God sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5 sê, God sal jou nooit verlaat nie. Nou daai woorde kom al van die Ou Testament af. So 'n bietjie huiswerk gaan doen en bietjie dit sal volg, en jy sien, dit kom al van Deuteronomium af. Deuteronomium 31 wat die Here sê, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees nie, wees nie verskrik nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Dit staan ons in die woord. Toe Israel 400 jaar in ballingskap was, het die Here hulle nooit verlaat nie. Toe Daniël in die leeukuil gegooi word, het God hom nooit verlaat nie. Toe Daniël en sy 3 vriende in die vuuroond gegooi word, het God hom nooit verlaat nie. Maar tog toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, is hy werklik deur God verlaat. Nou hoe verklaar ons dit dan nou? Iets is mos nou nie in lyn nie. Wat het nou hier gebeur? Wat het nou hier gebeur en hoe moet ons dit verstaan? As ons dan soveel beloftes en voorbeelde in die woord kry, dat God nooit iemand sal verlaat nie, dan kom die vraag aan ons op. Ons as mense het ons baie vrae partykeer, en veral as ons begin verlate voel en eensaam voel, dan vra ons, al hierdie beloftes en nie die God Jesus verlaat, dan vra ons, het God dalk sy beloftes verbreek? Of het God dalk ontrou geword aan dit wat hy gesê het? Of het God dalk nou van wese verander? Of ons vra, het Jesus dan nou iets verkeerd gedoen, dat hy deur God verlaat is? En dan kom die antwoord, nee, 10.000 maal nee op elkeen van hierdie vrae. God het nie verander nie, Jesus het niks verkeerd gedoen nie. Maar toe Jesus hierdie noodkreet skree, moet ons verstaan waaroor dit gaan. Waaroor gaan dit? En dit bring my nou die vraag, waarom was Jesus dan deur God verlaat? Ons het hierdie beloftes in hierdie woord, dat God dit nie sal doen nie. Waarom is hy dan deur God verlaat? En ek gaan vir jou sê, vriende, jy ken die antwoord jouself. Jy ken die antwoord jouself, en ons gaan dit sommer net gou vir mekaar reguit sê, prontuit sê. Ons gaan dit sommer net weer vir mekaar sê. Sonde skei 'n mens van God. Sonde maak dat God sy aangesig voor ons verberg. Het Jesus dan sonde gehad? Nee. Baie beslis nee. Jesus het geen sonde gehad nie en hy was waarlik God. Hy het geen sonde gehad nie. Het hy enige oortreding gehad? Nee. Hy het geen oortreding gehad. Maar hy het elkeen van ons wat hier sit, sy sondes op hom gevat. En ek wil dit weer sê, dit was 'n vrywillige aanbieding van Jesus, om daai storie van jou en daai sonde van jou en my
en van die res van die wêreld op homself te vat. Die woord sê, hy het sonde geword vir ons. Hy het in ons plek in die kruis gehang. Ek en jy moes daar gehang het. Ek en jy moes die oordeling gekry. En dit is asof hy gesê het, ek vat al daai goed, al daai oortredings vat ek op my. Vat ek op my en 2 Korintiërs 5 vers 21 staan daar. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jy sien, 'n heilige God, of ek kan eerder sê, die heilige God kan nie saamleef met iemand wat vol sonde is nie. Dit kan nie. As jy 'n Bybelstudie gaan doen, sal jy sien, in vers daarvoorwaarde, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, daar is iets wat ons moet raak sien. God kan nie saamleef met sonde nie. God kan nie saamleef met sonde nie. Jy sien, die kontak tussen God en Jesus is verbreek, as gevolg van die sondes wat Jesus van jou en my, en van die hele wêreld, moes dra, en God kan nie met die sonde saamleef nie. Hy kon nie saam met die sonde saamleef nie. Ons lees in die woord in verskeie plekke dat daar engele was, hulle noem hulle serafs. Nou hulle het 6 vlerke, en daar is serafs wat voor die troon van God is, en ons lees dit ook in Openbaring 4, wat die heel dag skree, of nie skree nie, wat dit sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Hulle sê dit van dag en nag. En van die 6 vlerke gebruik hulle 2 vlerke om hulle gesig toe te maak, sodat hulle nie die eer van God skade aan doen. In elk geval, die lig van God is te skerp vir hulle om te aanskou. Hulle sal dit nie aanskou nie, hoeveel te meer ek en jy. God kan nie saamleef nie. Hy is 'n regverdige God. Hy is 'n regverdige God, en Jesus Christus het vir ons 'n vloek geword, vir my en vir jou. Jy sien, God het wette, onveranderlike wette, wat hy vasgepen het. Ons mense wil graag God se wette wil verander. Wat dit wat reg is, maak ons nou verkeerd, en dit wat verkeerd was, maak ons nou reg, in alle opsigte. Maar God het wette, dis onveranderlike wette. En sy wette is, Romeine 6 vers 23 staan daar, die loon van die sonde is die dood. Jesegiel 18 vers 2 sê, die siel wat sondig moet sterwe. So was daar 'n straf wat uitgeoefen moes word vir jou en vir my, en Jesus het dit op homself geneem. En dis hoekom God hom verlaat het. Jesus het op 'n punt gekom op die kruis wat hy elke persoon wat nog gelewe het, van die begin van tyd tot aan die einde van die tyd, elke persoon se sonde op hom gevat het. Die sonde van die verlede, ja, van my en jou verlede, die sonde van ons hede, en die sonde van ons toekoms. Van al die nasies, van elke mens, het Jesus Christus daar op hom gevat. So gaan vir jou sê, daar's meer as net hierdie man wat ons met ons oë kan sien dat in 'n kruis hang. Daar is 'n geweldige straf op hom gewees, en ons kan dit nie in die gees sien nie, dat al hierdie sondes van al die mense oor al die eeue op hierdie man is, en daarom het die Here hom verlaat, en ek sê, my God, waarom het jy my verlaat? Ek wil hê dat ons vandag weer opnuut hierdie belangrike ding leer. Ons weet Jesus Christus het ons sonde op hom geneem. Ons moenie speel met Jesus Christus se genade nie. Die skrywer sê daar, sal ek nou sondig, want Jesus het dit op hom gedra? Nee, stellig nie. Ons moet versigtig wees. En ek praat nie van struikel nie, want ons almal struikel dikwels. Ek praat van herhalende, opsetlike sondes. Herhalende, opsetlike sondes. Ons moet daarteen waak. God haat sonde. Hy kan nie teen homself gaan nie. Adam en Eva het gesondig. God het
is God van hulle van God geskei. Jesus Christus het ons sonde op die kruis gedra. Hy is geskei van God. En ek wil vir jou sê, jou sonde gaan jou van God skei. En veral as jy misbruik maak van Jesus se genade. Opsetlike, aanhoudende sonde. As die Gees jy oortuig, dit is verkeerd. Dis maar net weer en weer. Wil ek vir jou graag 'n waarskuwing gee uit hierdie woorde uit. Pas op, daar kom 'n dag wat God ook sê, ek gaan jou verlaat. Daar is mense hier wat vandag hier sit en jy weet, jy het sonde in jou lewe. Jy weet jy het dit. Die Gees praat met jou. Jy weet dis verkeerd, maar jy volhard in jou sonde. Daar's dalk mense wat vandag hier sit, wat waarlik wedergebore is, wat waarlik gered is. So jy weet hoe voel dit, om in harmonie saam te leef. En jy weet dat jy op pad is hemel toe, maak nie saak wat gebeur nie. Maar daar's baie van ons wat vervlou en verkoel het in die afgelope tyd. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ons vra nie nou vir jou wat jou omstandighede is nie. Ons sê, daar's baie van ons wat soms verkoel. Alhoewel jou saligheid vas is in Christus, verkoel ons. Ons het geweet hoe dit voel om by God se voete te sit. Ons het geweet hoe dit voel om God se stem te hoor. Ons het die woorde verstaan van die liedjie wat sê, He walked with me and He talked with me. Maar ernstig in ons lewe iets verkeerd gegaan. Jy wandel nie meer met God nie. Jy spandeer nie meer die tyd saam met God nie. Jy hoor nie meer God se stem nie. En dit is my gebed, dat vir elkeen wat hier sit, wat sê, ek bid tot die Here, maar dit val af soos hierdie herfsblare wat nou afval van die bome af. So kom my gebed maar net weer terug na my toe. Besop vir sonde in jou lewe. Besop dat Satan nie met sy vieslike kloue 'n kontrak kan kry op dit wat jy volhard en verkeerd doen nie. Jesus Christus het dit vir jou gedra en ek wil vandag vir jou kom vra, wil ons nie daaruit kom opstaan weer en weer na God toe draai nie. Wil ons nie ons sonde bely en dit laat staan nie. En ek wil vir jou sê, daar is baie meer as wat ons met die oogopslag kan sien wat aan die kruis gebeur het, as jy hierdie kan verstaan, dat Jesus al die sondes op hom gevat het. Al die sondes van al die eeue. En ek sluit af met die woorde van Matteus 11 vanaf vers 28 tot 30. As jy nou verlaat was in jou lewe, as jy nou deur die storms van die lewe gegaan het, as jy nou uitdagings het, enige uitdagings, ons het almal uitdagings, party bietjie meer, party bietjie erger, party nie vandag nie, maar sal môre hê, wil ek afsluit, ek wil hê jy moet onthou, dat Jesus Christus vir jou dit gedra het. Ek sluit af met Matteus 11 vers 28 tot 30. En hy sê vanoggend vir jou, oom, tannie, jongeling, wat hy is, hy sê vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Amen. Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat U 'n goeie God is. Dankie vir U genade, Here. U genade is vir ons genoeg. Dankie vir U kruisdood. Dankie dat U uit vrye keus vir ons aan die kruis kom sterf. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.